Gedagte wat hier op my hart gelê het, wat ek met u wil deel. En die tema, sien jy die lig, maar hoor jy ook die stem. Ek met die deel uit 'n baie belangrike gedeelte of 'n gewilde gedeelte in die woord van die Here, wat gebeur het rondom Saulus in Handelinge 9. En ek gaan dit lees ter wille van die paar wat dalk nou nie eenmaal bekend is met die gedeelte nie. Maar Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan. Ek lees by ou vertaling die ware woord van die Here. En van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, interessant, daai woord weg met die hoofletter, nee. Manne sowel as vroue, dit is nou mense wat aan Jesus behoort het. Hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, ontstraal skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dis hard vir jou om deur die prikkels te skop. En terwyl hy weer en verbaas was, sê Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad. En dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en hoewel sy oog oop was, het hy niemand gesien nie, en hulle het hom aan die hand gelei in Damaskus gebring. En 3 dae lang het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Nou, as ons kyk na hierdie gedeelte, soos Lukas het beskryf, en dan gaan jy gaan kyk die gedeelte wat Paulus self beskryf, kom hy op 'n plek wat hy sê, hulle het die lig gesien, maar die stem nie gehoor nie. En ek wil hê jy moet dit verstaan vandag, dat daar kom 'n tyd in ou se lewe, Saulus is op pad om die Christendom te vernietig. Hy is die jong man wat die klere vasgegooi het toe Stefanus doodgegooi het met klippe. Toe hy die eerste martelaar van Christus, die eerste ou wat vir Christus se naam doodgemaak is, was Stefanus. En Paulus het hulle klere vasgehou, want hy het die kerk vervolg, want vir hom was dit 'n storie waar hy nie glo nie, dis iets wat nog nie vir hom 'n werklikheid geword het. Maar op die einde van die dag gaan hy begin bietjie ondersteuning kry. Al die groot koppe, die groot manne begin hierdie ou ondersteun, en hy sê, wag nie vir my by die werk, sy die manne gaan vervolg. En ek wil vir julle iets sê, hy was nie alleen nie. Daar was 'n span manne saam met hom, wat saam met hom gegaan het om die Christendom te vervolg. En so gaan hy uit en hy's op pad. Hy gaan nou hierdie mense wat van die weg is, hulle wat Jesus aanbid, ek gaan hulle nou verwoes vir eens en vir altyd. Maar hy hou nie rekening met die God wat ons aanbid. Halleluja! En toe hy op pad is, en hy dink maar nie, maar gaan hierdie mense vervolg, toe ons strale lig om skielik. En die stem vir hom sê vir hom, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En weet jy, terwyl die Here met hom praat, besef ek iets wat gebeur en die ander verduideliking wat Paulus self hier oor gee, sê mooi, dat hulle het die lig gesien, maar die stem nie gehoor nie. Hierheen praat nou weer andersom, is baie keer in die oorvertaling het hulle van die woorde weggeraak, of hulle die goed net omgedraai. Maar ek wil hê moet vandag verstaan dat baie mense kom op 'n plek soos hierdie ouens wat saam met Paulus was. Hulle sien die lig. Hulle sien vir 'n oomblik het gebeur iets. Maar hulle hoor nie die stem nie. En die Here begin met my praat, en ek wil vandag met julle deel, elkeen wat vandag hier so teenwoordig is, spesiaal het ek 'n woord vir jou van God af. Hulle wat live kyk, wonder dat God het met jou afspraak. Jy kyk nie by toeval nie, jy kyk by toelating. Maar vanmôre het ek vir jou 'n woord van die Here. Glory to God. Sabaron. Baie mense sien die lig wanneer God homself openbaar. Maar hulle almal hoor nie die stem van God. Vanmôre is daar 'n stem van die Here waarna jy moet luister, sodat jou lewe radikaal kan ontswaai. Ek wil hê jy moet hoor, jy kan kom op 'n plek
wat jy jouself vasloop in omstandighede, jy kom op 'n plek waar daar nie meer hoop is, jy kom op 'n plek wat jy voel, dis die einde vir my, ek is op 'n doodloopstraat, en dan kom die Gees van die Here, deur hulp van mense, of deur watse manier ek ook al werk, en jy kom by 'n plek, wat jy begin hoop kry, en jy sien jy is weer besig om lig vir jou deur te breek. Jy sien, jy kom uitkoms, dinge kan weer beter raak, maar ek sê vanmôre vir jou, dinge gaan net vir 'n tydelik beter raak, as jy nie na die stem van die koning kan luister nie. As jy nie kan hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê nie, dan gaan jy jou roeping mis, waartoe God jou geroep het. Die verskil vandag tussen die kinders van die Here is, daar's mense wat weet van hom, en daar's mense wat hom ken. Ek wil hê, jy moet hierdie dag op 'n plek kom wat jy sê, Here, ek kan blootgestel word aan al hierdie goed, is dieselfde, ek kan in 'n werkswinkel gaan rondloop, ek kan myself besmeer met die grease, ek kan in die spanners vat en dit rondgooi, dit maak my nie 'n mechanic nie, ek moet gaan en ek moet deel raak van daardie plek, ek moet my opleiding ondergaan, maar ek moet ook daai liefde vir dit begin ontwikkel. Baie mense dink, ek is gered want ek is in die kerk. Ek wil vir jou hartseer saak vertel. Hier staan 'n man wat in die kerk groot geword het. 'n Man wat onder die profete groot geword het. 'n Man wat geweet het wat dit is om 4 keer 'n week in 'n diens te wees. Elke Woensdag, elke Vrydag aand, elke Saterdag, Sondag en Sondag. 5 keer. Die naam het gevoel soos die kerk. Maar kom ek sê vir jou, totdat ek God se stem nie gehoor het my lewe nie verander. Amen. Vandag kan jy deel wees, en almal van ons stuur prentjies en hoor versies en sien al hierdie mooi, maar jy moet op 'n plek kom en jy sê, Here, ek is ingeskakel. Ek hoor die stem van die Here met my praat. Ek vra vandag vir jou, ek wil vir jou baie duidelik sê, ek wil nie negatief wees, maar ek wil hê jy moet iets verstaan vandag vir al die studente wat hier is, vir wie die Here genade gee om hier te wees, want ek wil vandag vir julle sê, julle is nie gesaai nie, julle is uitgekies. Julle is geplan, want God het 'n plan met elkeen vir 'n bediening waar jy moet staan. Sê amen. Sê julle amen. 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 Julle moet lewe hê. Ek sê vandag vir julle, luister mooi. Die lig alleen gaan jou nie verander. Christus kan in jou verskyn. Dit gaan jou nie verander. Die nagmaal, ek skop die mense al by my in die gemeente. Ek vat laas Sondag die nagmaal, ek vat daai koekie en ek verbrokkel hom so. Ek gooi hom so op die grond, ek sê dit beteken niks. Die bloed vat ek gooi dit uit, dit beteken niks. As jy dit nie toepas nie. Anders sal dit vir jou net 'n koekie wees en net nog 'n bietjie sap. Want die wêreld daar buite gebruik ook 'n koekie en hulle drink ook sappies en hulle is nie bekeer nie. Wanneer jy dit toepas in jou lewe, die toegepaste bloed van Jesus. Halleluja! Wanneer ek die bloed van Jesus toepas, dan bekragtig hy my vir die evangelie van God. Dan bekragtig hy my te sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies en gaan verkondig die evangelie. En weet jy wat sê? 'n Godsman het eendag gesê, as dit nodig is, 'n bietjie woorde by. Leef die lewe waartoe Christus jou geroep het. Daai lig alleen gaan jou nie uit jou omstandighede vat nie. Baie sien die lig en besef, wow, dis mooi, daar's 'n impak, wow, dis mooi, hier's 'n verandering, hier's ook iets moois. Maar dit moet kom op 'n ander plek. Dit is die stem van Jesus wat jou identiteit en jou roeping gaan vasmaak in hom. Dis die stem van die koning wat vir jou gaan sê, dis die weg waar jy moet wandel. Ek wil hê jy moet dit verstaan dat baie van ons was slawe van hierdie wêreld, ons is slawe van sonde, ons is slawe van verslawings, ons is slawe met alle respek van godsdienste. Ek deel so tyd terug met 'n man met die naam van André Sugelaar. Die man by Sataniese Kerk in Suid-Afrika begin het, en ek is maar baie skepties eers in die begin gewees of die man werklik tot bekering gekom het.
Ek is maar 'n baie skeptiese mens. Jy gaan nie net vir my goed vertel, ek glo dit nie. Ek wil dit sien en ek wil dit ervaar in my gees. En ek los dit, ek bid maar vir my, ons gaan voort in ons bediening, en ek kom op 'n stadium op sy goed af, en ek begin sien iets hier so, en die Here sê vir my, kyk, en ek kyk nog, en ek maak kontak met hom. Nou dink ek, Here, ek weet nie, ons is nou heeltemal twee verskillende wêrelde, maar ek wil kontak maak met hom. En ek maak met hom kontak, ek sê wat die Gees van God op my hart lê om vir hom te sê. En die Here openbaar aan my iets, hy sê, ons is twee wêrelde, ek en hy, wat heeltemal uit mekaar uit was. Hy in okkulte het hy sy lewe geleef, so ver en so diep in sonde as wat hy kon, ingekleer en verslaan met nat inkleerboek, van vroeg tot laat, deur die gesig en oorlaat. Ek is hier 'n produk, so heilig, so ver verhewe, dat ek was ver verby God. In kultuur en godsdienst. Maar ons moes al twee bekeer om in die middel by Jesus Christus te wees. Hoor vandag wat ek vir jou sê, jy kan in die kerk groot word, dit waarborg nie vir jou 'n plek in die hemel nie. Jy kan die kerkbanke groot word met die mooiste huisgesin en die mooiste waardes, en ek dank die Here vir baie van die waardes wat ek geleer het. Dit beteken vir jou niks as jy nie die stem van die koning kan identifiseer en kan hoor nie. As jy nie gehoorsaam is aan die stem van die Here nie, beteken dit vir jou niks. Jou agtergrond beteken niks. Dis waar jy op pad is, wat vir jou vandag is beteken. You may come from Butterland, but you're on your way to Beulah. Yes. Jy kan vandag sê, Here, ek kom uit 'n baie verskriklike plek uit. Weet jy wat? Soveel groter is jou getuienis. Is jou getuienis wat mense gaan red. 'n Getuienis het meer krag as hierdie preek wat ek bring. Jy het 'n getuienis vandag. My getuienis is dalk anders, is baie anders. Ek het nie uit al die wêreldse sondes uitgekom nie, maar ek het uit die tradisies en kulture van kerk en oorlewings uitgekom. Ek moes ook by Jesus 'n draai maak. Paulus, toe hy Saulus was, moes hom bekeer van die tradisie en die kultuur na Christus toe. Ek staan vandag hier as ambassadeur van Christus, wat soos Paulus sê, wees my navolger soos ek die navolger van Christus is. Vandag wil ek vir u sê, ek weet wat dit beteken om met alle ywer iets te doen, maar dit is al die pad dom ywer gewees. Ek weet wat dit is om te glo jy's reg, maar jy besef nie. Ek sê altyd daar's 3 tipe mense. Wil julle gou leer die 3 tipe mense wat jy kry? Nou nie manne, vroue en dit sê, dis iets anders. Jy kry die man wat weet, dan kry jy die man of die vrou wat nie weet nie. Ek moes laas eerder gesê, net die man, want vrouens weet mos alles. Maar ook, jy kry die man of vrou wat weet, dan kry jy man of vrou wat nie weet nie. Dan kry jy die gevaarlike ou. Is die man of vrou wat nie weet hy weet nie. Baie mense in die kerk sit op die plek wat hy weet nie. Jy voel vandag dalk deur jou werke, deur iets wat jy gedoen het, is jou plek pad hemel toe, is geplavei. Ek wil vir jou sê, jy kan die lig sien, maar as jy die stem nie hoor, beteken dit vir jou niks nie. Hy wil vandag jou roeping vasmaak. Hy wil sy lewe jou identiteit maak. Halleluja. Halleluja. Net God se stem kan die verslawing in jou doodmaak. Net God se teenwoordigheid en krag kan dit vir ewig keer. Om te hoor en om ag te gee, verg gehoorsaamheid. Jy moet 'n besluit neem. Baie mense vra die onkundige vraag, maar hoekom as die Here bestaan, hoekom gaan dit so? Hoekom lyk die wêreld soos hy lyk? Kom ek sê hoekom? Omdat God is nie Hitler nie. God forceer niemand nie. Hy praat met jou, jy het 'n keuse of jy wil aanneem of nie. As die mensdom tot gehoorsaamheid kom, sal God se stem op die aarde seëvier en dit sal goed gaan onder die kinders van die Here en die probleme en die
goed sal weggaan, maar die mens het 'n keuse en die mens wil nie hoor nie. Iemand sê dit ook by geleentheid duidelik, hy sê, maar dit kan nie wees, daar kan nie 'n God wees, jy kyk hoe lyk die mense. En hy stap daar uit, en die ou wat gedoen het, was ongelukkig op die regte tyd, op die regte plek, soos die Here het bestem, maar vir hom ongelukkig, maar dit was eintlik 'n goeie les. En hy sê vir die ou, dit wat het gebeur in haar kappe, terwyl hy ou sy hare sny, toe sê hy, maar daar kan nie God wees nie, en hy sê vir die ou, hy stap uit, eers weet hy wat om te sê, hy stap uit, hy kyk, hy sê, nee, daar is nie haarkappers nie. Hy sê, wat sê ons as praat jy, ek is dan 'n haarkapper, ek kan die hare sny, hy sê, kyk hoe lang is jy sy hare hier buite. Hy sê, maar wat wil jy dan sê? Hy sê, daar is die haarkappers, sê, dan kyk hoe lang is hulle hare. Hy sê, die man moet net na my toe kom. Wie oor het om te hoor wat die Gees van God sê. Kom na my toe. Almal wat vermoeid belaai is, ek sal vir julle rus gee. Jesus sê, kom net na my toe. Wees gehoorsaam, en ek sal my roeping in jou lewe vervul. Die lig van Christus, wat skuin, en die woord sê, die duisternis sal dit nie oorweldig nie. En die stem van hom wat in my is, wat sê, gaan links of gaan regs, wat die roeping van God in my lewe bring, is gelyk aan 'n nuwe lewe in Christus. Ek haas my om klaar te maak vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is die Here? Tog het hy geleer van die Messias wat sal kom, tog was hy geleer in die skrif, maar hy het geweet, hy het die lig gesien, maar hy het nog nie geweet, daar moet 'n verandering kom, ek moet na die stem luister. Daar was mense saam Saulus gewees, hulle sou hom nooit alleen gevat het, om die mense regtenis te gaan neem nie, daar was 'n geselskap saam met Paulus gewees. En die woord praat van Paulus wat verander het. Hy noem nie die ander wat verander het nie, omdat hulle wel die lig gesien het, maar die stem nie gehoor het nie. Jy het vandag 'n keuse, elke jong mens wat hier sit, luister mooi. Kyk vanmôre vir jouself, en sê, Here, ek het 'n keuse, of ek gaan verander. Ek het 'n keuse, of ek net die lig gaan sien, of gaan ek gehoorsaam wees aan sy stem. Paulus kom op die plek wat hy nie kan sien weens daai lig wat hom omstraal het, die Here wat met hom praat, en hulle vat hom en hulle lei hom by die hand. En ek wil vir jou sê, hy kom daar by 'n plek, reguit straat. Glory to God. Is dit toeval? Reguit straat. Is daai plek wat ek bietjie my kronkel weer bietjie in lyn bring met God se woord, dat ek nie meer sonde goed praat en 'n baadjie aantrek nie, want ek staan vir wat reg is, want hy wat staan vir niks val vir alles. Ek wil vandag vir jou sê, dis tyd dat die kinders van God, hulle staan sal staan in die naam van die Here. Yes. Ons sal sê in die naam van die Here. En Paulus word by die hand gelei. En ek kan nie dink wat binne hom aangaan in daardie tyd. Die ander mense het seker nog gewonder, wat het ons gesien? Ons wag nou net. Hierdie man sal ons seker nou 'n opdrag gee, dan sal ons nog steeds kerk toe gaan. Maar dis nou 'n bietjie moeilik, want hy wat ons voorloper was, het nou skielik verander. Hier's 'n verandering van hart wat gebeur het. Wat gaan nou word? En die Here stuur van Ananias, hy lê sy hande op Paulus. En hy word weer siende. Iets so skille val af. Ek wil vandag vir jou sê, daar val skille vandag van die kinders van God se oor. In die fees van môre profeteer ek oor jou. Skille sal afval. Jou ore sal oopgaan. En jy sal doen wat God wil hê jy moet doen. Sê amen. Amen. Van dit vanmôre vir jou en God sal doen. En skielik kyk hulle en wonder, hoor jy, ek wonder of ons nou nog gaan kerk toe om die manne te vervolg. Is ons nog op pad? Ek wonder nou, hoor jy by hom? Ek gaan jy nie hoor nie. Maar Paulus het verander. Want hy het in gemeenskap met God gekom. Hy het die
lig gesien, maar hy het ook die stem gehoor, en hy sê, ek sal jou stuur, om die evangelie te gaan verkondig, onder die heidene, ek sal jou stuur, ek gee jou uitnemende evangelie bediening. Het jy geweet van al die disippels, volgens die skrywe, jy kan dit gaan lees, het Paulus die mees spesiaalste bediening gekry. Hy is die enigste van die disippels wat gekom het op 'n plek wat die evangelie gekry het om na die heidene toe te gaan en te sê, so sê die Here. Vir u en my, wat heidene is, wat ver was, het nou naby gekom, deur die genade van God in Christus Jesus, ons wat nie bemind was nie, roep hy nou beminde, ons wat nie genooi was nie, sê gaan haal hom op die strate, bring hulle in, want die bruilof is gereed, die feesmaal is voorberei. Vandag sê ek vir jou, daar is vir jou 'n feesmaal voorberei. En jy moet gehoorsaam wees. Jy moet sê, Here, hier is ek. Here, ek gaan luister. Ek gaan luister. Vanmôre vra ek vir jou, volk van die Here. Paulus se gehoorsaamheid het gelei na uitnemende bediening toe. En weet jy, as ek kyk na Paulus se briewe, ek is 'n groot aanhanger van Paulus se bediening en Paulus se skrywe is omdat hy spesifiek vir ons in die kerk van vandag geskryf het. Het hy menigmaal het hy teruggekyk en sê, Here, ek voel sleg. Ek voel ek is 'n ontydige geborene. Here, ek voel ek is dit nie werd nie. Baie maal haal hy dit aan in sy briewe, hoe hy voel, hy sê dit is niks werd nie. Maar dan sê hy self, daar is 'n dankie, Here, dat ek het uitnemender as al die res gearbei, wat uit my genade bewys. Jy het vandag genade gekry by God om hier te kan sit as genade. Ek wil vir jou sê, daarom het God vir jou uitnemende roeping. God het vir jou meer instoor. Maak nie saak wie die perfekte lewens geleef nie. Dit maak nie saak wie lyk op die oogreg nie. Dit maak saak vandag, wie is jy? En wie is sy? Want vandag sê Here, hier is ek sal gehoorsaam wees, ek rapporteer, ek meld aan. Ek wil vandag vir u vra, elkeen wat vandag hier is, wat sê, Here, ek dank U dat ek die lig kon sien, ek dank U dat mense my kon nader, ek dank U dat ek by hierdie plek kon uitkom, hierdie miracle place, hier waar die Here werk, hierso by Stool of Fire, waar God met mense werk, jong mense se lewens verander. Dank U, Here, dat ek hier kon uitkom, maar al hierdie goed is wonderlik, maar vandag wil ek aanmeld, ek wil die stem hoor. As jy vanmôre voel, Here, ek wil die stem hoor en ek wil gehoorsaam wees aan die stem. Here, ek wil meer hoor as net onderrooie se stem. Ek wil meer hoor as net hulle wat ons leer se stemme. Ek wil U stem hoor. Ek wil vas staan op die roeping waartoe U my geroep het. Daar die God wat hy ons wil vertel. Ek wil homself deuragtig word. As jy vandag voel, Here, hier is ek wil invul. Wil ek vra, staan op jou voete. Kom ons staan dan op ons voete. U wat voel, Here, ek wil nie net sien nie, maar ek wil hoor. Ek wil hoor wat die stem van die Here sê. Staan op jou voete. Jy moet nie net staan omdat jy staan nie. Jy moet staan omdat jy vanmôre voel, Here, ek wil U stem hoor. Ek weet daar's iets meer. Daar's meer vir my. Daar's meer vir my in stoor. Daar's vir my meer. Ek sê vandag vir jou, jy wat live hier kyk, luister vanmôre die woord van die Here. Baie het jy die lig gesien, maar dit het tyd geword dat jy die stem van die koning moet hoor. Dis nou tyd om na sy stem te luister. In hierdie tyd waarin ons beweeg, hoor volk van die Here, die woord van die Here sê, baie sal hulle voordoen as die engel van die lig. Daar sal baie ligte kom. Maar die stem van God sal die verskil wees. Vanmôre, Vader, kom bid ek vir elkeen wat nou staan in hierdie plek, elkeen wat nou live opgeskakel is, elkeen wat op watse platform hierdie boodskap hoor. Here, dat die vanmôre manne sal optel, dat die Saulusse sal verander in Paulusse, dat die vanmôre ons sal help om gehoorsaamheid uit te leef. Ja, Here, dit voel donker om my, maar dis die proses van verandering. Help ons om gehoorsaam te wees aan die stem. Help ons om te hoor wat die Gees van God sê. Help ons vanmôre
laat ons besef, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor U. Lord, it is all about you. Dit gaan net oor U. Maar vanmôre wil ons ag gee op die stem van die Meester. Gehoorsaamheid is vanmôre jou sleutel, hoor die woord van die Here. Gehoorsaamheid is jou sleutel tot jou bediening. Hoor vanmôre, elkeen wat jy is, luister mooi, gehoorsaamheid aan die woord van die Here is vanmôre die sleutel wat die deur vir jou oopsluit. Jy het die sleutel, niemand kan dit vir jou oop of toesluit nie. Nie eers hierdie snaakse sektes en gelowe wat voel hulle sluit hemel oop of toe nie. Niemand sluit vir jou die hemel oop of toe, behalwe jouself vanmôre nie. Jesus het dit vir ons bewerkstellig. Jy het die keuse of jy in sy voetstappe gaan volg. Vanmôre vra ek vir jou. Here, ek bid dat die elkeen wat nou hier staan sal aanraak. Ek bid dat die bedienings sal bevestig. Ek bid dat die woord sal bevestig deur wonders en tekens. Here, laat mense in die bediening sal staan soos nooit van tevore nie. Dat hulle sal hoor wat die Gees van God aan die gemeente sê. Dat hulle sal hoor en ag gee op die roepstem van die Meester. Ek bid op hierdie oomblik in die naam van Jesus Christus dat die heerlikheid van U geopenbaar sal word. Here, ons wil nie net meer sien nie. Ons wil hoor, ons wil deelagtig word, ons wil ervaar deur die krag van die Heilige Gees. Halleluja, ons soek vanmôre die invulling van die Heilige Gees en met vuur sal hy ons doop, hy sal ons bekragtig om te sê, so sê die Here. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my Gees, spreek die Here. Vanmôre het jy die keuse. Ek staan by hart en ek klop vanmôre, maar jy moet oopmaak. Jy kan die regte rol vertolk, jy kan dit reg met, jy kan dit reg